Geliefdes, goeiemôre van my kant af. Baie welkom by Antipas Gereformeerde Baptiste Gemeente se erediens vanmôre. Hartlike welkom op 'n koue oggend aan ons lidmate en ook aan die besoekers wat hier is vir die eerste maal. Hier's hele paartjies wat ek vanoggend die voorreg gehad het om mee kennis te maak. Julle is so welkom. Ons bid dat die Here julle sal laat tuis voel in ons midde soos wat ons hom nader deur aanbidding in Christus Jesus, ons Here. Mag ek dalk sommer die deur by die huis inval en julle groet in sy naam, die naam van ons God, ons verlosser, ons Here, ons hoof, Jesus Christus, die naam bo alle name. Ons is hier saam vir een doel, soos altyd en soos met betrekking tot alles in die lewe, die eer van ons Here, om hom te aanbid, om aan hom te bied die lof, die eer, die heerlikheid wat hom toekom, in gees en in waarheid, vanuit opregte harte. Mag die Here homself verheerlik en ons dan ook verkoop vanoggend voor sy aangesig. Hemelse Vader, ons eer U uit opregte harte. Aan U kom toe die eer, die lof, die dank, die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. U Here wat God is oor alle gode, die Here oor Here. Ons loof U, want U het ons eerste lief gehad, Here. U het neergebuk na ons toe in Christus Jesus. U het ons kom red uit hierdie wêreld uit. Soos die skrifte sê, het ons, Here, verkies in Christus Jesus, sodat ons heilig en sonder smet voor U mag wees in liefde. U het ons verordeneer om ons aan te neem as U kinders in Christus Jesus, tot lof van die heerlikheid van U genade. Here, U het dit gedoen en ons kan nie anders as om dankie te sê nie, en te sê ons waardeer U, Here. As dit van ons afgehang het, Here, ons wat eens verlore was, soos die skrifte ons voormalige kondisie buite Christus beskryf het, dat ons verhard was teen U, vervreem was teen U, verblind was vir die evangelie, dat ons geestelik dood was, Here, vyhandig gesind teenoor U. As dit van ons afgehang het, sou ons nooit U reddende genade gesmaak het nie, maar Here, ons loof U dat U in U soewereiniteit, in U goedheid ons gered het. Dat U ons, Here, U eie gemaak het, dat U ons saamgebind het in die kerk, om 'n familie te wees, deel van die huishouding van God in Christus Jesus. En Here, dat ons mekaar met U liefde kan bedien. Ons is vanoggend saam, so op die eerste dag van 'n nuwe week, Here, om dit te kom vier, dat U ons een gemaak het in Christus Jesus. En ons doen dit deur ons aanbidding van U. Wees in ons midde werksaam vanoggend deur U woord, deur U gees. Kom verheerlik U self, kom skilder U self vir ons af, Here, in al U majesteit, in al U glorie. Dat ons iets mag beleef vanoggend van U heerlikheid, want ons verlang na U. Ons het nodig om U te sien vir wie U is, om voor U aangesig, in die lig van U woord, deur die werking van U gees, weer perspektief te kry op die lewe. Ons word so dikwels gebreinspoel, elke dag, in die werksplek, by die winkel, en oral waar ons beweeg, Here, met 'n wêreldse uitkyk. En ek wil vra dat U in ons midde sal werk vanoggend, Here, deur die woord en gees, dat ons mag aanleer 'n Bybelse wêreldsperspektief, ontwikkel, kweek en koester in ons 'n groot, 'n hoë, 'n verhewe godsbeskouing. Here, dat ons U mag lief hê na waarde, en dat ons U mag dien soos U dit verdien, Here. Dankie vir hierdie tyd vanoggend wat ons saam het, om aan U voete te kom sit soos 'n Maria. Here, ons wil bid vir ons gemeente. Ons wil vra vir U groei van ons, geestelik, dat U ons sal verdiep in ons kennis van U, Here. Dat ons, Here, U beter mag ken. Dat ons U meer mag lief hê, dat ons U beter mag dien en volg in getrouheid. Here, dat U ons sal groei, nie net geestelik nie, maar ook in getalle, die skapies wat hoort by ons, dat U hulle sal bring, Here. Dat hulle ook sal deel word van ons kerkfamilie, van die ondersteuningsnetwerk van Antipas gemeente. Here, ons bid vir ons amptdraers, die ouderlinge en die diakens wat U aan ons gegee het as gawes aan die kerk. Seën hulle, gebruik hulle in die bou van U kerk.
Here, ons bid vir ons lidmate, vir elke een wat U toegevoeg het tot ons getal, en spesifiek vir diegene wie se name verskyn op die blaadjie. Here, ons dink aan Stefan en Esther Koning, Madeleine Greffrat, aan Lou en ook Martin en Isabel Prinsloo. Ons dink aan die Barnards, Tannie Suzette, Werner, Heinrich wat nog in die buiteland is. Here, ons dink aan Tannie Elsie Kellerman, aan Lynn Drew, en ook die ander name, oom Hannes, Tannie Annelie, Rita Janse van Rensburg, oom Mike en Tannie Hilda Stolk, wat vanoggend hier by ons is, oom Johan, wat worstel na sy rugoperasie. Ons dink aan Tannie Gina en Gerda, Dominee Wilhelm, ons dink aan Mike en Marijn, Tannie Erna, Anne en Abigail. Here, U ken hulle omstandighede, buk neer in genade, ontferm U oor hulle, bied hulp en hoop in hulle krisisse, versterk hulle in hulle beproewinge, vertroos hulle in hulle hartseer, asseblief Here, soos wat net U as Vader kan. Ons dink Here aan diegene wat verjaar, Bernard vandag, Marijn woensdag, wees met hulle, seën hulle op hulle dag en in die jaar wat voorlê. Aan die bedienings wat bymekaar kom hierdie week weer, Here, ter wille van 'n verdieping in die woord, Bybelstudie, disippelskap, mag U ook daar, Here, U self verheerlik en ons groei. Ons dink aan ons sendelinge wat ons ondersteun. Ons dink aan die Sola 5 groep van kerke met wie ons affilieer, dat U ook hulle sal seën. Here, dat U deur hulle arbeid U koninkryk sal uitbrei in hierdie wêreld. Ons dink aan ons land. Ons wil bid, Here, vanoggend weer, soos U vir ons vermaan om te doen in 1 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot 4, om te bid vir ons president, vir ons parlement, polisiediens, vir die publieke en die private sektors. Here, ons wil bid vir U onderneming in ons land, vir stabiliteit op alle vlakke, polities, ekonomies, sosiaal. Ons bid vir die redding van amptenare en verlewing in ons land. Hoe verlang ons nie daarna nie. Besoek ons met herlewing, en nie net vir ons in Suid-Afrika nie, ons dink dan aan Iran spesifiek, as wêreldland in hierdie week. Ag Here, dat U ook daar sal onderneem vir U kinders, wat in die geheim by mekaar moet kom, onder gevaarlike omstandighede, dat U hulle sal beskerm. Here, dat U hulle geestelike en fisiese welstand sal verseker, en dat U ook daar, Here, die evangelie sy snelle loop sal laat neem. Vir ons erediens vanoggend, Here, kom staan stil by elkeen van ons, werk deur die woord en gees, en mag U doel bereik deur ons tyd van aanbidding vanmôre, waarvoor U hierdie erediens beskik het, asseblief Here. Hierdie dinge bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, maak asseblief julle Bybels vir my oop by Maleagi, hoofstuk 2, verse 10 tot 16. Ons gaan aan vandag in ons studie deur hierdie kosbare boek, die laaste van die klein profete, ook die laaste boek in die Ou Testament kanon, Maleagi 2 vers 10 tot 16, en die tema wat ek met julle oor gesels vanuit hierdie gedeelte is die gewydheid van die huwelik. Dit is waaroor die Here met ons ook vandag wil gesels, die gewydheid van die huwelik. Geliefdes, die Skrifte leer vir ons dat God het die huwelik geskep as 'n gewyde, as 'n heilige instelling. Dit is nie 'n goedkoop kontraktuele verbintenis ter wille van persoonlike gerief, soos wat ons dikwels sien in die wêreld daar buite nie. Die huwelik is 'n permanente, dis 'n lewenslange verbond tussen een natuurlike man en een natuurlike vrou. Dit wil sê, dis 'n monogame, dit is 'n heteroseksuele eg, wat gekenmerk word deur geestelike en emosionele en fisiese eenheid, en liefde, en trou, en opoffering, en reinheid, en dit alles ter wille van die eer van God. Die Skrifte leer ook vir ons dat God het hierdie instelling van die huwelik geskep as 'n uitbeelding van God se verbondsverhouding met sy kerk in Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik dat eggenote getrou is aan mekaar, sodat hulle huwelik 'n akkurate uitbeelding kan wees
van ons hemelse bruidegom, die Here Jesus Christus se trou en sy liefde vir sy kerklike bruid. En ook die kerk se trou en onderdanigheid aan haar geliefde hoof. Tog wanneer ons rondom ons kyk in die wêreld, dan gewaar ons wyd verspreide minagting van hierdie goddelike en gewyde instelling wat die Here geskep het. Is die realiteit in die wêreld daar buite? Ek hoef nie vir julle voorbeelde te gee nie, dit is legio. Die tragedie is dat dit is nie net die realiteit buite die kerk nie, maar dikwels ook binne die kerk van ons Here Jesus Christus, dat sy goddelike gewyde instelling van die huwelik geminag word. Toenemend gewaar ons in ons dag die verwerping van die aard van die huwelik, soos God dit geskep het, volgens die woord. Ons beleef toenemend die verwerping van die samestelling van die huwelik, soos God dit geskep het volgens sy woord. En ook toenemend die verwerping van die wese van die huwelik, soos God dit geskep het volgens sy woord. En die gevolg is, egpare is ontrou aan God en aan mekaar. Ek meen die skeisyfer in vandag se tyd spreek boekdele in hierdie verband. Nou hierdie ingesteldheid teenoor die goddelike, die gewyde instelling van die huwelik is nie net 'n krisis in ons dag nie, dit was ook 'n probleem gewees vir God se Ou Testament volk in Maleagi se dag. Ons het reeds in die boek van Maleagi behandel, net terwille van konteks, die eerste 2 van 6 dispute tussen God en sy volk. Die eerste dispuut vanaf die Here was 'n aanklag teen die volk vir hulle ongeloof en wantroue in sy liefde vir hulle. In hoofstuk 1 vers 1 tot 5. Laasweek het ons gesien, ons intern Isak het vir ons die woord bedien, God se aanklag teen die priesters van sy volk vir hulle ontrouheid aan God en die volk met betrekking tot die offergawes en hulle instruksie in hoofstuk 1 vanaf vers 6 tot 9. Vandag kyk ons na die derde van die 6 dispute. God se aanklag teen die hele volk vir hulle ontrouheid aan hom en mekaar. Kyk gou saam met my na vers 10 van hoofstuk 2. Ons gaan nou die hele gedeelte saam lees. Hier sê God deur die pen van die profeet, en hy praat met die volk hier, het ons, die volk van die Here, onder die ou verbond, het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskep nie? Waarom is ons dan ontrou aan mekaar? En ontheilig ons die verbond wat met ons voorouers gesluit is? Die profeet herinner die volk hier deur hierdie retoriese vraag, dat God het hulle geskep, hy het hulle gegenereer, hy het hulle gevorm as sy unieke verbondsvolk. Soos Amos 3 vers 2 sê, julle alleen onder al die geslagte van die aarde het ek geken. God was vir hulle soos 'n vader, sê die teks hier. Hulle was vir hom soos 'n eersgebore seun, en dit het beteken dat die volk verbonde was tot God, en dat hulle verbonde was ook tot mekaar op 'n unieke wyse. En verder het dit geïmpliseer dat weens hierdie verbondenheid, dat hulle getrou sou wees aan die Here en aan mekaar. Maar hierdie trou het ontbreek. Die teks sê vir ons, hulle was ontrou aan mekaar en gevolglik ook aan die Here. 4 keer word dit herhaal in hierdie 6 verse, dat hulle ontrou was. Kyk gou saam met my na vers 11 se begin. Dit sê, Juda was ontrou. Kyk na vers 14, die tweede gedeelte. Omdat die Here self as getuie optree tussen jou en die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was, en teenoor wie jy ontrou is. Kyk na die tweede deel van vers 15. Moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was nie.
Kyk na die laaste deel van vers 16. Moenie ontrou wees nie, het die Here Heerser oor alle magte gesê. 4 keer word hierdie woord herhaal. En die term uit die Hebreëse taal bagat, wat vertaal word as ontrou, beteken om trou te verbreek met betrekking tot 'n bestaande ooreenkoms of 'n verbond. Die term word dikwels vertaal as om verraderlik op te tree. Met ander woorde, die volk het verraderlik opgetree teenoor mekaar en God deur egskeiding. Eerstens, egskeiding. Die volk wat uit die Babyloniese ballingskap uit teruggekom het, die stamme van Juda en Benjamin, en hervestig het in hulle land, hulle, omdat hulle die instelling van die huwelik wat God met die skepping ingestel het, omdat hulle dit minag het, het hulle links en regs van mekaar geskei, wat God haat. En nie net dit nie, hulle het nie net van mekaar geskei nie, hulle het vermeng ook. Ondertrou met die ongelowige, afgoddienende heidene vanuit die wêreld rondom hulle, wat God hulle uitdruklik verbied het. En op hierdie manier, net soos met die vorige dispuut, was die volk ontrou aan hulle verbond met God. Nou ek gaan vandag vanuit die teks saam met julle na hierdie 2 bewysstukke in hierdie derde dispuut kyk. Ons kan eintlik hierdie derde dispuut 'n hofsaak amper noem, want God tree as getuie op teen sy volk hier, sê vers 14. Ons gaan kyk na hierdie 2 bewysstukke in hierdie derde dispuut tussen God en sy volk, waarin God hulle aankla vir hulle ontrouheid aan mekaar en aan hom, deur hulle minagting van die huweliksinstelling. En ons kyk vandag daarna, geliefdes, sodat ons nie ook soos hulle God sal onteer deur ontrouheid met betrekking tot hierdie goddelike en gewyde instelling van die huwelik nie, maar eerder dat ons God mag verheerlik deur getrouheid aan hom en aan mekaar in hierdie verband. Met dit gesê as inleiding, kom ek lees nou vir ons Maleagi 2 vanaf vers 10 tot 16 en dan sal ek vir ons bid vir die Here se hulp. Die woord van die Here sê vir ons, Maleagi 2 vanaf vers 10, het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskep nie? Waarom is ons dan ontrou aan mekaar? En ontheilig ons die verbond wat met ons voorouers gesluit is? Juda was ontrou en iets afstootliks is in Israel en Jerusalem gedoen. Naamlik Juda het die heiligdom van die Here, waarvoor hy lief is, ontheilig. Hoe het hulle dit gedoen? Juda het met dogters wat vreemde gode dien, getrou. Mag die Here iemand wat dit doen, en iemand wie hom beskerm en verdedig uit die tente van Jakob uitroei, hy wat 'n offer bring vir die Here, Heerser oor alle magte. Die tweede ding wat julle doen, nie net vermenging nie, is dat julle die altaar van die Here met trane bedek, met 'n geween en 'n gesig, omdat God nie meer agslaan op julle offers van aanbidding nie, en dit nie meer gunstig aanvaar nie. En dan vra julle waarom? Omdat die Here self as getuie optree tussen jou en die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was, en teenoor wie jy ontrou is, terwyl sy jou lewensmaat is, en 'n vrou van dieselfde verbond as jy. God het nie net een mens gemaak nie, Adam, hy het ook 'n geesgenoot vir die mens gemaak, Eva, waarna die mens op soek was, 'n goddelike geslag. Bewaar daarom julle gees van eensgesindheid. Moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was nie, want hy haat egskeiding, het die Here, die God van Israel, gesê. So iemand het hom met geweld omhul, het die Here, die Heerser oor alle magte, gesê. Bewaar daarom julle gees van eensgesindheid, moenie ontrou wees nie, het die Here, Heerser oor alle magte, gesê.
Tot sover die woord van die Here. Gemeente, kom ons sluit ons oë. Vader, soos altyd, nader ons U in Christus Jesus, ons geliefde, op die ewige weg wat U vir ons gebaan het, tot in U allerheiligste, deur sy kruiswerk, en ons kom met nederigheid en ootmoed, met 'n erkenning van ons afhanklikheid, Here, dat ons deur die Gees se werking in ons harte alleen, deur sy verligting alleen, die diepe waarheid van U woord kan ontgin. Wil U nie asseblief deur die Gees werk in ons nie? Wil U nie die woord oopbreek aan ons nie, dat ons U stem ook aan ons vandag sal hoor, dat ons U wil sal leer ken. Here, dat dit ons sal aanspoor tot geloofsgehoorsaamheid ter wille van U eer. Kom en werk nou in ons midde. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, soos ek vir julle gesê het, en soos wat ons sien hier in die teks, die eerste bewysstuk in God se aanklag van ontrouheid teen sy volk was vermenging. Vermenging. Kyk gou weer saam met my in julle Bybels na verse 11 en 12. Die Here sê kategories dit waarop hy gesinspeel het in vers 10, stel hy nou duidelik, Juda was ontrou en iets afstootliks is in Israel en Jerusalem gedoen. Naamlik, Juda het die heiligdom van die Here waarvoor hy lief is ontheilig. Hoe? Juda het met dogters van vreemde gode, of wat vreemde gode dien, getrou. Mag die Here iemand wat dit doen, en wie hom beskerm en verdedig, uit die tente van Jakob uitroei. Hy wat 'n offer bring vir die Here, heerser oor alle magte. Soos julle kan hoor, die profeet hier stel of vermeld heel eers die sonde van die volk in hierdie derde dispuut. God noem hierdie ontrouheid iets afstootliks in vers 11. Met ander woorde, dis iets wat afskuwelik is vir die Here, 'n gruwel vir God. Dit word ook genoem hier die ontheiliging van God se heiligdom, waarvoor God lief is. As gevolg van die ondertrou met die heidene nasies rondom hulle, soos vers 11 sê, met die trou met die dogters wat vreemde gode dien, was ongelowiges en afgoddienaars in God se ingebring in die midde van God se heilige volk. En nie net dit nie, hulle was toegelaat tot aanbidding in God se heilige tempel. En dit het natuurlik die distinksie, die afgesonderdheid, die apartheid met die ongelowige afgoddienende wêreld rondom hulle wat God begeer het vir sy volk vernietig. God het hierdie tipe vermenging, hierdie tipe ontrou verbied vir sy Ou Testament volk, weens die konstante versoeking wat dit ingehou het vir die volk tot afgoderry, afvalligheid. Kyk gou byvoorbeeld in julle Bybel saam met my na Eksodus 34, vanaf vers 11 tot 16. Ons kyk gou na so 'n paar versies, as 'n kort studie. Eksodus 34, vanaf vers 11 tot 16. Dan lees ons waar God hierdie tipe vermenging verbied het. Eksodus 34 vanaf vers 11 sê, kom dit na wat ek jou vandag beveel. Kyk, ek gaan die Amoriete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Feresiete, die Jewiete, die Jebusiete voor jou uitverdryf in die land Kanaan. Dan sê die Here, wees op jou hoede, dat jy nie 'n verdrag sluit met die inwoners van die land waarheen jy op pad is nie. Anders word dit 'n valstrik in jou midde. Hulle altare moet julle egter afbreek. Geen aandeel hê in hulle afgoderry nie. Hulle altare moet julle afbreek. Hulle gedenkstene moet julle stukkend slaan. Hulle asjeras moet julle afkap. Want jy mag nie voor 'n ander God in aanbidding buig nie, omdat die Here wie se naam besitlik of jaloers is, hy is 'n besitlike God. Wees op jou hoede, dat jy nie 'n verdrag sluit met die inwoners van hierdie land nie, wanneer hulle agter hulle gode aan
hoereer geestelik en vir hulle gode offer sal jy genooi word. En jy sal van hulle offers eet. En jy sal van hulle dogters vir jou seuns neem. En hulle dogters sal agter hulle gode aan hoereer en veroorsaak dat jou seuns ook agter hulle gode aan hoereer. Blaai gou 'n paar bladsytjies om na Deuteronomium 7 vers 3 en 4. Kort nadat die Here die 10 gebooie, die Dekaloog herhaal het aan sy volk op die pleine van Moab voordat hulle die beloofde land ingeneem het, waarvan ons lees in hoofstuk 5, hier in hoofstuk 7, lees ons dan verse 3 tot 4. Jy mag nie met hulle ondertrou nie, daar herhaal die Here sy woorde aan die volk. Jou dogter mag jy nie gee aan sy seun, en sy dogter mag jy nie vir jou seun as vrou neem nie, want hulle sal jou seun van die Here afvallig maak, sodat hy die ander gode dien. Dan sal die toren van die Here teen julle ontbrand, en sal hy jou gou uitdelg. Kyk gou na Josua, Moses se opvolger aan die volk, Josua 23 verse 12 tot 13. Josua 23 vanaf vers 12 sê, as julle ooit wegdraai en julle verbind met die res van hierdie nasies wat by julle oorgebly het in Kanaan, as julle met hulle ondertrou, let op, julle met hulle omgaan en hulle met julle, weet dan verseker dat die Here julle God hierdie nasies nie langer voor julle sal verdryf nie. Hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n valstrik word, 'n sweep vir julle sye en dorings in julle oë, totdat julle verdwyn van hierdie goeie grond af wat die Here julle God vir julle gegee het. So dis baie duidelik, die Here het hierdie tipe vermenging en ondertrou verbied vir sy Ou Testament volk. Tog is dit presies wat na die Babiloniese ballingskap, toe Juda en Benjamin terugkeer na Jerusalem toe en die mure herbou en die tempel herbou in die tyd van die Persiese koninkryk, is dit presies wat gebeur het. Vermenging, ondertrou met die ongelowige afgodienende nasies rondom hulle. Dis nie net Maleagi wat dit vermeld nie. Kyk gou saam met my na Esra 9 verse 1 en 2. Esra 9 vers 1 en 2. Esra was die priester, 'n tydgenoot van Maleagi wat vir ons ook skryf dat dit aan die gang was onder die volk in daai tyd. In Esra 9 vers 1 en 2 lees ons, nadat hierdie sake afgehandel is, het die leiers na my gekom en gesê, die volk Israel, die priesters en die leviete, het hulle nie afgesonder van die naburige volke ten opsigte van die afstootlike gebruike van die Kanaaniete, die Hetiete, die Feresiete, die Jebusiete, die Ammoniete, die Moabiete en die Egiptenare en die Amoriete nie, maar van hulle dogters uit die nasies vir hulle en vir hulle seuns as vroue geneem. So het die heilige saad vermeng geraak met die naburige volke. Die leiers en gesagsdraers het die voortou nogal geneem met hierdie ontrouheid. Julle kan opblaai na die volgende boek toe, Nehemia. Nehemia was die goewerneur, ook 'n tydgenoot van Maleagi, en hy vermeld ook vir ons, hierdie was aan die gang onder die volk in Maleagi se tyd. In Nehemia 13 vanaf vers 23. Ek lees vir ons Nehemia 13 vanaf vers 23. Ook in daardie tyd het ek Judeërs gesien wat getroud was met vroue uit Asdod, Ammon en Moab. Die helfte van hulle kinders het Asdods gepraat. Hulle was nie eers in staat meer om Judees te praat nie, maar slegs die taal van een of ander volk. Ek het hulle verwyd. Ek het hulle vervloek, sê Nehemia, sommige van die mans geslaan en hulle hare uitgepluk. Ernstig,
optrede hier. Ek het hulle by God besweer, julle mag nie julle dogters aan hulle seuns gee nie. Julle mag nie van hulle dogters as vroue neem vir julle seuns of vir julle self nie. En dan haal hy Salomo as 'n illustrasie aan. Is dit nie op dieselfde wyse wat Salomo, die koning van Israel, gesondig het nie? Ons ken die storie van Salomo met sy talle vroue. Onder die talle nasies was daar nie 'n koning soos Salomo nie. Hy was die geliefde van sy God. God het hom oor die hele Israel koning gemaak, maar selfs vir hom, die wysste van almal wat nog geleef het die vreemde vroue tot sonde verlei. Israel, die Jode het hulle self vermeng, hulle het ondertrou met die ongelowige, met die afgodienende nasies rondom hulle. En dan vermeld Maleagi die profeet vir ons die gevolg van hierdie sonde. En kyk, geliefdes, soos ons weet, sonde het altyd gevolge. Die profeet spreek dan hier in vers 12 God se vervloeking uit oor die Jood wat God se wil in hierdie verband minag, wat die instelling van die huwelik minag en met 'n ongelowige afgodienende persoon vermeng en ondertrou. Kyk gou in vers 12 van ons teks. Die Here sê iemand wat dit doen, as ook die een wat daai persoon beskerm en verdedig, moet uit die tente van Jakob uitgeroei word. Met ander woorde, afgesny word van God se heilige volk en van God se heilige tempel, die heiligdom van die Here, sodat die persoon nie langer kan aangaan om die tempel, die heiligdom van God te ontheilig, soos vers 11 sê nie. En wat vir ons verstommend is, eintlik 'n bietjie skokkend, is dat die volk wat besig was met hierdie afstootlike daad, het steeds offers aan die Here gebring om sy guns te probeer afdwing. Soos die einde van vers 12 sê, hy wat 'n offer bring vir die Here. Die feit dat die volk hierdie afstootlike ding gedoen het en steeds offers gebring het, wys die mate van verval, dit wys die mate van geestelike onsensitiwiteit en die mate van skynheiligheid onder die volk. En geliefdes, hierdie vervloeking vanaf God hierdie profeet vir hierdie daad kommunikeer aan ons God se ingesteldheid. Ons God wat nie verander nie, by wie daar geen skadu van verandering is nie, wat sy ingesteldheid is teenoor vermenging, ondertrou met ongelowiges, met afgodienaars. Dit sal altyd vir hom wees, soos vers 11 hier sê, iets afstootlik. En hier wil ek nou 'n toepassing vir jou en my maak. God se wil met betrekking tot die huweliksinstelling, wat deel vorm van sy skepingsorde, dit is steeds vir ons vandag, die Nuwe Testament gelowige, dieselfde as vir Ou Testament gelowiges. Dit verskil in 'n klein opsig, maar dit is dieselfde in die sin dat die Here verbied ook aan ons om met ongelowiges, afgodienaars vanuit die wêreld rondom ons te vermeng en te ondertrou. Daarom bewaar jou eie reinheid, geliefde, en bewaar die reinheid van die liggaam van Jesus Christus, deur nie te vermeng en te ondertrou met ongelowiges, afgodienaars uit hierdie wêreld nie. Dit word vir ons gesê hier in 1 Korintiërs 7 vers 39, die apostel Paulus onder die inspirasie van die Heilige Gees sê, as die Christen trou, mag hy trou slegs in die Here. Met ander woorde, slegs met 'n medegelowige, 'n boetie en sussie in die geloof, wat dieselfde geloof bely en beoefen. Daarom lees ons ook in 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14 so duidelik, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Watter vennootskap kan daar ooit wees tussen reg en onreg? Watter verbondenheid kan daar wees tussen lig en duisternis? Dis 'n retoriese vraag wat impliseer daar is geen verband nie. Watter ooreenstemming is daar tussen Christus en Belial, 'n afgod? Of wat het 'n gelowige gemeen met 'n ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want ons is die tempel van die lewende God in Christus Jesus.
met die Gees van God wat ons in woon. Soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en saam met hulle wandel, ek sal hulle God wees, hulle sal my volk wees, daarom gaan uit hulle midde uit die afgoddienende, ongelowige wêreld se midde uit, sonder julle af, sê die Here, moenie aanraak wat onrein is in hierdie wêreld nie, en ek sal julle aanneem, ek sal vir julle 'n Vader wees, julle sal my seuns en my dogters wees, sê die Here die Almagtige. Dis seker onder andere ook waarom Jakobus vir ons skryf, in Jakobus 1 vers 27, dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, naamlik om jouself onbesmet van die wêreld te hou. Dis 'n eerste bewysstuk in God se aanklag teen sy volk gewees vir hulle ontrouheid. 'n Tweede bewysstuk in die teks, in God se aanklag van ontrouheid teen sy volk, is nie net hulle vermenging nie, maar ook egskeiding. Egskeiding. Gaan gou terug na Maleagi toe, ons teks, en lees saam met my weer verse 13 tot 16. Die profeet gaan aan om te sê, die tweede ding wat julle doen, behalwe vermenging en ondertrou, is dat julle die altaar van die Here met trane bedek, met 'n geween en 'n gesig, omdat hy nie meer ag slaan op julle offers nie, en dit nie gunstig aanvaar nie, en dan vra julle nog, waarom? Omdat die Here self as getuie optree tussen jou en die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was, en teenoor wie jy ontrou is, terwyl sy jou lewensmaat is, en 'n vrou van dieselfde verbond as jy. Hy het nie net een mens gemaak nie, maar ook 'n geesgenoot vir die mens, waarna die mens op soek was, 'n goddelike geslag. Bewaar daarom julle gees van eensgesindheid. Moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was nie. Want hy haat egskeiding, het die Here, die God van Israel gesê. So iemand het hom met geweld omhul, het die Here, Heerser oor alle magte gesê. Bewaar daarom julle gees van eensgesindheid. Moenie ontrou wees nie, het die Here, Heerser oor alle magte gesê. Jy het nou seker opgelet, hierdie keer begin vermeld die profeet heel eers die gevolg en dan vermeld hy die sonde. Die gevolg was bloot maar net dat God nie meer aggeslaan het op die offers van aanbidding vanuit die volk nie. Hy het dit nie meer gunstig aanvaar nie. Hoekom? Weens hulle skynheiligheid. Hulle wou God se guns hê en hom probeer manipuleer deur hulle offergawes om gunstig op te tree teenoor hulle, soos die teks hier sê in vers 13, hulle het die altaar van die Here met trane bedek, hulle het geween, hulle het gesug voor die Here, maar hulle was nie bereid vir wat nie, om tot bekering te kom van hierdie afstootlike dinge wat hulle doen. En geliefdes, hierdie verwerping vanaf God van die volk se offers van aanbidding kommunikeer vir ons vandag nog God se ingesteldheid teenoor egskeiding. Soos hy dit kategories stel in vers 16, hy stel dit sodat ons geen onduidelikheid het daarom nie. God haat egskeiding, het die Here, die God van Israel, gesê. En dan vermeld die profeet die sonde wat gelei het tot daardie gevolg. God, die alwetende, die alsiende soewerein in die verbond met sy volk, hy het opgetree, sê vers 14, as getuie teen hulle, veral teen die mans, vir hulle ontrou. Hulle het verraderlik gehandel, soos daai woord vertaal, teen hulle huweliksmaats. Huweliksmaats wat genoem word deur die teks, lewensmaats, wat genoem word die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was. Hulle was ontrou, hulle het verraderlik gehandel met hierdie huweliksmaats deur van hulle te skei. Vers 15 van ons teks is volgens teoloë, volgens kommentators, volgens vertalers die moeilikste teks in die hele Maleagi om te vertaal. As jy dit gaan opsoek in ons verskillende Afrikaanse vertalings, elkeen van hulle vertaal dit anders.
maar die 2020 vertaling van vers 15 kommunikeer die hart, korrek, akkuraat van wat die profeet hier probeer sê, deur die inspirasie van die Heilige Gees. In vers 15 bied die profeet hier 'n eerste rede vir waarom God egskeiding haat, 'n eerste rede. En hy kyk terug eintlik na God se skepingsorde waar die huweliksverbond ingestel was. Hy vermeld hier in vers 15, God het nie net een mens, Adam, gemaak nie, ook 'n geesgenoot vir die mens, Eva. Hy het Adam en Eva gemaak per implikasie as geesgenote om 'n permanente, 'n lewenslange, daarom word die woord lewensmaat hier gebruik, lewenslange verbond van geestelike, emosionele en fisiese eenheid met mekaar verbind te wees. En is daarom dat hy die toepassing maak aan die einde van vers 15, omdat God hulle een gemaak het om permanent lewenslang geesgenote te wees, sê Maleagi vir die volk hier, daarom bewaar julle gees van eensgesindheid in die huwelik. Moenie ontrou wees aan die vrou, en ons kan ook sê, vrou, moenie ontrou wees aan die man met wie jy getrou is toe jy jonk was nie. In vers 16 bied die profeet 'n tweede rede waarom God egskeiding haat. Hy sê in vers 16, want die een wat homself skuldig maak aan egskeiding is 'n geweldenaar. Vers 16 sê, hy het hom met geweld omhul. Hoekom? Want God het man en vrou aanvanklik geskep om in 'n een vlees verbond met mekaar te staan, volgens Genesis 2, vers 24. Die huwelik is nie geskep om te verbreek nie. Daai een vlees, geestelike, emosionele, fisiese eenheid kan nie verbreek word sonder ernstige gevolge, skade, letsels nie. Iemand wat die verbreeking van daai een vlees huweliksverbond najag, doen geweld aan sy geesgenoot. Hy doen geweld aan sy lewensmaat. Daarom sê hy weer hier aan die einde van vers 16. Hy herhaal eintlik vers 15 se vermaaning. Bewaar daarom julle gees van eensgesindheid. Moenie ontrou wees nie, het die Here, heerser oor alle magte, gesê. En hier wil ek weer 'n toepassing vir ons maak, geliefdes. Ek sê weer, God se wil met betrekking tot die huweliksinstelling is steeds vir ons vandag. Nuwe Testament gelowiges dieselfde as vir Ou Testament gelowiges. Daarom bewaar nie net jou eie reinheid en die reinheid van die kerkliggaam van Jesus Christus deur nie te vermeng en te ondertrou met ongelowiges nie, maar ook bewaar die een vlees geestelike, emosionele, fisiese eenheid van die huwelik. Moenie ontrou wees teenoor jou geesgenoot nie. Moenie ontrou wees teenoor jou lewensmaat en skei nie. En dit verwys, kan ek dalk bynoem hier, nie net na kontraktueel teken en dan geografies van mekaar skei nie. Dit verwys ook na dit wat die ou mense genoem het om van bed en tafel geskei te wees. Ook dit onteer die Here, want dit is 'n skeiding van die een vlees, geestelike, emosionele, fisiese eenheid tussen man en vrou. Bewaar die eenheid in die huwelik, want God haat egskeiding. Ons Here Jesus beamoed dit in Matteus 19 vers 5 en 6 wanneer hy Genesis 2 vers 24 aanhaal. Hy sê die man en per implikasie ook die vrou sal vader en moeder verlaat. Hulle sal mekaar aankleef, verbind word tot mekaar in 'n wettige huweliksluiting en hulle sal een vlees voor die Here word. Daarom sê Jesus, wat God saamgevoeg het. Onthou, dis nie meer twee nie, dis een. In God se oë, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dit is die ideaal. Die Here maak uitsonderings. Daar's 2 uitsonderings in die Nuwe Testament waarvan ons lees. Oorspel, Matteus
5 vers 31 en 32, Matteus 19 vers 9. 'n tweede uitsondering is die kwaadwillige verlating van 'n ongelowige huweliksmaat, 1 Korintiërs 7 vers 15. Op grond van hierdie uitsonderings word egskeiding, hertrou toegelaat. Maar geliefdes, ek wil vir julle sê, dit is nie die ideaal nie. Selfs in Ou Testament tye het God toegewings gemaak. En Jesus sê daai toegewings was op grond van die hardheid van mense se harte. Jesus self sê in Matteus 19, dis nie hoe God dit van die begin af bedoel het nie. Die ideaal by altyd versoening, rekonsiliasie, die herstel van die eenheid van hierdie huweliksverbond, terwille van die eer van die Here. Moenie egskeiding ag as 'n onskadelike uitweg vir julle probleme nie, geliefdes. Dis nie 'n onskadelike uitweg nie. Werk saam deur julle probleme ten einde die bewaring van die gees van eenheid, soos vers 15 en vers 16 vir ons sê. In hierdie verband wil ek toepaslik noem, as julle worstel in julle huwelike met ernstige probleme, nader die ouderlinge. Die ouderlinge van die gemeente is julle God aangestelde opsigters, die Heilige Gees afgesonder om julle te versorg as onderherders van ons Here Jesus Christus, om julle te begelei, te beraad, te disipel in die lig van God se woord. En reik nie net uit na die ouderlinge toe nie, reik ook uit na mekaar toe. Volgens Romeine 15 vers 1 en 14 is julle as gemeentelede wat die gees van waarheid besit en met die woord van waarheid in julle hande staan, is julle bevoeg om mekaar te help, te vermaan, te disipel in die lig van God se waarheid, ook wat die huwelik aanbetref. Geliefdes, die gemeente, Bybels gesproke, is die genademiddel vanaf God, die ondersteuningsnetwerk waarbinne ons mekaar bedien met die woord, terwille van ons groei op die pad van heiligmaking, om soos Jesus te word. Moenie buite die gemeente gaan nie. Kom na mekaar toe. Kom na die ouderlinge toe wat die Gees daar gestel het, om julle te bedien met die waarheid van die woord, deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Voor ek hierdie boodskap afsluit, ek het nou 2 spesifieke toepassings gemaak, maar ek wil die vraag vra, waarom is vermenging, soos ons daarvan lees in vers 11 en 12, afstootlik vir God? Waarom haat God egskeiding so, soos vers 16 sê? Geliefdes, soos ek in die begin gesê het, die instelling van die huwelik is bedoel deur die Here om die huweliksverbond, kan ek dit amper noem, tussen God en sy volk in Jesus Christus uit te beeld. Vermenging met die ongelowige wêreld en egskeiding maak afbreek aan hierdie beeld van die huwelik en dit onteer God. Slegs wanneer die man en die vrou die knie buig in gehoorsaamheid aan God se woord rakende die huweliksinstelling en so getrou is aan God en mekaar, slegs dan sal die verbond tussen God en sy volk in Jesus Christus akkuraat uitgebeeld word. Op grond van hierdie uitbeelding van die huwelik as 'n beeld van ons hemelse bruidegom Jesus se trou en liefde aan sy kerklike bruid, wil ek 2 laaste goed sê, 2 laaste toepassings maak. 'n Eerste een is 'n bemoediging. Die mans hier in die teks uit Juda uit was ontrou aan hulle eggenote. Ons het gesien hulle het geskei met hulle en hulle het vermeng, ondertrou, hertrou met ongelowiges en sodoende afbreek gemaak aan die beeld van God se getrouheid aan sy volk in Christus. Maar ek wil julle verseker dat ons God in Jesus Christus, ons hemelse bruidegom, sal nooit so ontrou wees as ons, sy kerklike bruid nie. 2 Timoteus 2 vers 13 sê, al is ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie, want hy het beloof om ons nooit te begewe, om ons nooit te verlaat nie. Ons hemelse bruidegom sal homself nooit van ons skei en homself verbind aan 'n ander nie. Dis die versekering wat ons het. Deur die kruis van ons Here Jesus Christus het God ons in 'n permanente, 'n ewige verbondsverhouding met hom geplaas in Jesus Christus, wat van sy kant af gekenmerk word deur 'n volmaakte eenheid,
'n volmaakte liefde, 'n volmaakte trou, volmaakte opoffering, soos ons sien in die kruis, en volmaakte reinheid. En die heel laaste toepassing wat ek wil maak, vloei hier uit. Geliefde, is jy nog getrou aan jou hemelse bruidegom? Jy wat deel is van sy kerklike bruid. Is jy nog getrou aan Jesus Christus? Is hy nog, soos Openbaring 2 vers 4 en 5 sê, jou eerste liefde? Volg jy hom nog deur 'n lewe van daaglikse bekering van sonde en van geloof? Reflekteer jou getrouheid aan hom iets van sy getrouheid aan jou en aan ons? Of, geliefde, het jy ontrou begin word? Het jy jouself begin skuldig maak aan geestelike egbreek en geestelike vermenging met die ongelowige sondige wêreld rondom ons? As die Heilige Gees jou vandag oortuig hiervan, hoor die roepstem van ons hemelse bruidegom, die Here Jesus Christus. Bekeer jou van alle forme van geestelike ontrouheid aan die Here en hernie vandag, nie later nie, vandag hernie jou toewyding aan jou hemelse bruidegom, deur terug te keer tot opregte geloofsgehoorsaamheid aan hom, as deel van sy kerklike bruid. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, eer aan U in die hoogste hemele. Ons loof U vir U woord wat so prakties is. U stem was gehoor in ons midde deur die woord en gees. Wees U nou die naprediker van dit wat U gesê het. Help ons om erns te maak met hierdie woord, om dit nie by die een oor te laat ingaan en by die ander oor te laat uitgaan, Here, maar om te gaan nadink, te gaan mediteer, te gaan bid, die skrifte verder te gaan ondersoek oor hierdie dinge, en dan leer die knie te buig voor U, en te leef in lyn met U wil, terwille van U eer. Ons dank U vir ons Here Jesus Christus, ons hemelse bruidegom, dat U vir altyd getrou sal wees aan ons. Here, dat ons nie hoef te vrees dat U ontrou sal wees nie, want U kan U self nie verloon nie. U bly getrou, U sal ons nooit begewe en verlaat nie. U is met ons tot die einde van die eeue, soos U beloof het. Ons eer U daarvoor, vir hierdie versekering. En help ons deur die werking van die Gees, nie om louwarm te raak. Here, om oor te gee aan geestelike egskeiding, egbreek, vermenging met die wêreld nie, Here, met sonde nie. Help ons om getrou te wees aan U as U kerklike bruid. Seën ons ook nou, Here, met die slot, die afeindiging van hierdie diens, as ons die slotlied sing, die seënbede uitspreek en same sy net na die tyd, wees daarin verheerlik. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Op daai noot groet ek julle geliefdes. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Gaan verheerlik die Here in julle huwelike. En gaan verheerlik die Here as deel van sy kerklike bruid deur julle getrouheid aan hom en mekaar. En geniet hom ten volle. Amen.